Goeiedag en welkom by ons kort video van hierdie week na die 10de Augustus. 10de Augustus in ons erediens in Amersfoort het ons gekyk na Hebreërs 11. Hebreërs 11 is 'n wonderlike hoofstuk oor geloof. Geloof is een van die aspekte wat ons verhouding met God beskryf, maar ek dink miskien een van die belangrikes. Die ander is natuurlik liefde en respek, gehoorsaamheid en navolg, disippelskap ensovoorts. Hele klomp. So ons verhouding met God is kompleks, net soos ons verhouding met ons medemens. Ek lees 'n storie van 'n soldaat wat in die moeilikheid gekom het en hy word in die gevangenisbarakke opgeneem in die weermag en hy vra om asseblief die protestantse kapelaan te sien want hy behoort aan die protestantse kerk. Maar hy wil maar net die kapelaan sien om te kyk of die man hom of die persoon hom nie in die moeilikheid kan kry nie. Toe is die protestantse kapelaan nie beskikbaar nie en hulle stuur 'n rooms-katolieke priester. En die priester daag op by die soldaat en die soldaat sê dadelik nee. Ek het gevra vir die protestantse kapelaan, ek wil nie 'n rooms-katolieke priester sien nie want net nou probeer jy my van my geloof verander. En hulle sê die priester sê toe vir hom nee, seun, moenie bekommerd wees nie. Ek is nie hier om jou geloof te verander nie. Ek wil jou help sodat jou geloof jou kan verander. En dis miskien iets wat ons vandag vir mekaar kan vra. Is jou geloof in die Here besig om jou te verander? Want Hebreërs gaan in 'n groot mate daaroor. Hebreërs gaan oor volharding. Christene het begin voel die wêreld is verskriklik en die wêreld is teen hulle omdat hulle gelowiges is, omdat hulle opstaan vir Jesus Christus, omdat hulle sê hulle glo in hom. Hulle is anders, hulle dink anders, hulle tree anders op en daarom is die wêreld teen hulle. En hulle begin voel, mense, is dit die moeite werd om aan Jesus vas te hou? En die Hebreërs skrywer sê, weet jy, as jy glo in wie, as jy glo in die wie van God, en wie hy is, dan moet dit jou help om te volhard. Want dit is 'n persoonlike verbintenis. Dis 'n lewende hoop. Dis 'n persoon. Dis nie net 'n teorie nie waaroor jy sommer net kan weggooi en 'n nuwe een opvat nie. Dis 'n verbintenis aan 'n persoon. En jy weet ons verhoudings in die lewe werk ook so. Ons verhoudings met ons medemens of ons vriend of ons vrou of man, ons kinders is gebou op vertroue. En vertroue is naby aan geloof. Want vertroue sê, weet jy wat, ek vertrou dat jy regtig my belange en my behoeftes en my wense op die hart gaan probeer dra. En ek vertrou jou daarmee. Ek vertrou jou met my lewe. Ek vertrou jou met my vrese, met my bekommernisse, ook my hoop. En in hierdie verhouding kom daar dan hoop, daar kom verwagtings om iets om na uit te sien. En die Hebreërs skrywer sê, weet jy, in ons vertroue en geloof in God is daar ook 'n verwagting. Daar's goed waarvoor ons hoop. Maar dit moenie die rede wees waarom ons vashou aan die Here nie, waarom ons glo nie. Ons moenie glo om iets te kry by God nie. Daarom gebruik hy in Hebreërs 11 vanaf vers 6, vanaf vers 8. Deur geloof was Abraham gehoorsaam toe hy geroep is uit te trek na 'n plek wat hy as erfenis sou ontvang, en hy het weggetrek sonder om te weet waarheen hy gaan. Deur geloof het hy as bywoner in die land van die belofte gaan bly, soos in 'n vreemde land, en het hy in tente gewoon, saam met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. Want hy die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die argitek en boumeester is. Hy sê so mooi, Abraham het iets meer verwag as hierdie wêreld. Hy het iets meer verwag, hy het God se stad verwag, wat natuurlik 'n figuurlike simbool is van die nuwe koninkryk wat God skep, 'n nuwe stad, nie 'n aardse nie. En dan sê Hebreërs so mooi, hy het aangehou glo, vashou, al het hy nie die stad hier op aarde gekry nie. Maar hierdie geloof in God het vir Abraham gehelp groei en ontwikkel. En ook Sara, sy vrou, wat toe ons baie oud was, maar tog 'n kind gekry het op die oomblik. Maar hulle het nie by die stad van God uitgekom nie, sê die Hebreërs skrywer. En dan sê in vers 1, geloof egter is 'n sekerheid van die dinge wat gehoop word, 'n bewys van die dinge wat nie gesien word nie. So, al het ons nog nie die dinge wat voor gehoop word kry nie, en ons sien nog uit daarna, sien ons dit alreeds, want ons geloof is in God. God is getrou. En die Hebreërs skrywer sê so mooi, ons sien sy liefde en sy trou in Jesus Christus, wat sy enigste seun is wat hy gestuur het, sodat ons wat in hom glo, sondes vergewe kan word, en dat ons al klaar deel het aan God se nuwe skepping, nuwe stad, wat God besig is om te bou. Ons is klaar deel van God se planne.
So ons het al eintlik indirek klaar ontvang wat hy beloof. So ek hou nie aan die Here vas en ek hou aan glo omdat ek eendag iets gaan ontvang nie. Glo in die Here om vir wie hy is. En dis 'n persoonlike verbintenis. Ek raak al hoe liewer vir hom. Ek kommunikeer met die Here. Ons leer mekaar hoe om te kommunikeer met die Here. Ons leer mekaar vashou aan die Here. Dis ook wat Hebreërs sê in Hebreërs 6 en 10. Ons moet mekaar help om in ons geloof vas te hou aan die Here. Ons moenie ons geloof verloor nie. Want dit hou groot beloning in. So as ons die beeld kan gebruik van die soldaat wat bang is hy verloor sy geloof, maar die priester wat vir hom sê, weet jy, dit lyk vir my jou geloof in God is maar net 'n teorie. Jy hoop, jy glo in God net sodat jy nie weer in die moeilikheid kan kom nie. Maar die geloof is nie besig om jou lewe te verander. Dis nie 'n lewende geloof nie. Dis nie 'n verhouding nie. Ek trou nie met my vrou en dan sien ek ja, na 50 jaar dat ons getroud is, dan sou sy by my gebly het en sy sou getrou gewees het en of sy trou nie met my omdat sy 50 jaar vooruit kan sien en ja, hierdie man sal getrou bly aan my en hy sal altyd vir my respekteer en altyd vriendelik wees met my nie. Nee, ons trou met mekaar want ons glo dat ons mekaar kan vertrou. En dit is dieselfde met die Here. Dis 'n lewende verhouding. So, vra 'n bietjie vir mekaar in hierdie week. Hoe is jou geloof in God en in die Here besig om jou lewe te verander? Dis die belangrike vraag wat die Hebreërs skrywer vra in hoofstuk 11. Hoe is jou geloof in God besig om jou lewe te verander? Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons verbintenis aan U geloofsverbintenis is, wat gebaseer is op vertroue, liefde, respek. En dit gee vir ons hoop, Here, in 'n wêreld wat baie keer hopeloos is. Maar ons weet ons verbintenis is aan U. En U het Uself eers aan ons verbind. Dit is ook waarom ons U vertrou, want ons sien U liefde in U Seun Jesus Christus. U het Uself aan ons elkeen verbind. Dankie daarvoor. Amen. Geseënde en lekker geloofsweek vir jou. Totsiens.